Hallo maats en welkom terug by nog 'n episode van Wat wil Jesus ons leer? Ons kyk nog steeds na die tweede boek van Samuel en vandag kyk ons na hoe God mense kies wat nederig is. Maats, ons kyk na 2 Samuel 2. Hierdie gedeelte van die Bybel vertel hoe Dawid uiteindelik as koning oor Juda gesalf is. Maar dit het nie oornag gebeur nie. Dawid was lankal deur God gekies, maar hy moes eers baie moeilike tye deurgaan voordat hy koning geword het. Hy was 'n jong skaapwagter toe God hom geroep het. Hy moes vir jare vir koning Saul vlug, want Saul was jaloers en wou hom doodmaak. Tog het Dawid nooit probeer om Saul kwaad aan te doen nie. Hy het gewag vir God se tyd en vertrou dat God sy belofte sou hou. Toe Saul uiteindelik sterf, het die mense van Juda gekom en Dawid as hul koning gesalf. Dit wys dat Dawid nie self probeer het om mag te vat nie, hy het gewag vir God se regte tyd. Dit is wat ware nederigheid is, om nie jouself bo ander te stel nie, maar om geduldig en gehoorsaam te wees aan God. Later sou Dawid koning word oor die hele Israel, maar eers het hy net oor Juda regeer. Dit wys dat God ons stapsgewys gebruik. Hy kyk na ons hart en ons karakter voordat hy ons groter verantwoordelikhede gee. Kom ek vertel vir julle 'n storie. Liam en die atletiekspan. Liam was 'n baie goeie atleet. Hy het vinniger gehardloop as enige iemand anders in die skool. Baie van sy vriende het vir hom gesê hy moet vir kaptein van die atletiekspan aansoek doen, want hy was die beste. Maar Liam het gesê, ek wil hê die span moet 'n kaptein hê wat almal bemoedig, nie net die vinnigste hardloop nie. Hy het voortgegaan om sy spanmaats aan te moedig, selfs toe die afrigter 'n ander seun as kaptein gekies het. En later toe die kaptein moes uittreë, het die afrigter vir Liam gevra om oor te neem, want hy het gesien dat Liam 'n ware nederige leier was. Net soos Dawid het Liam gewag op die regte tyd en sy nederigheid het hom 'n leier gemaak. Maats, wat kan ons hieruit leer? Ons kan leer dat nederigheid beteken om op God se tyd te wag. Dawid het nie gehaas om koning te word nie, maar hy het God se plan vertrou. Tweedens kan ons leer dat God mense kies wat hom eer en nie hulle eie roem soek nie. Dawid kon self probeer het om koning te word, maar hy het eerder op God gewag. En laastens kan ons leer dat ware leierskap met 'n nederige hart begin. God het Dawid gekies omdat hy 'n nederige en gehoorsame hart gehad het, nie omdat hy sterk of magtig was nie. Maats, die Bybelvers wat ek graag wil hê julle deur hierdie week saam met julle moet dra is 2 Samuel 2 vers 4. Die mense van Juda het Dawid as koning gesalf. Daar sy maats. Onthou, God kies nie mense op grond van hoe hulle lyk of hoe sterk hulle is nie. Hy kies mense wat 'n nederige hart het. Dawid moes geduldig wees, maar uiteindelik het God sy belofte gehou en hom as koning gesalf. Hoe kan jy hierdie week 'n nederige hart hê? Tot volgende keer. Totsiens!